Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ek dink die ding van verantwoordelikheid is 'n baie groot ding. En is soms is 'n challenging ding. Net om te dink dat as jy verantwoordelikheid moet vat te midde van die hardships en die setbacks, die teleurstellinge. Maar dit bly nog steeds die werklikheid dat ons het 'n verantwoordelikheid. Ek is nou die afgelope 3 weke, vandag is die 4de week, besig met die verantwoordelikheid van die hoorder. En ek wil vandag weer met u praat oor die verantwoordelikheid wat ek en jy, en ek sluit my in, ons het 'n verantwoordelikheid. En kan ek hier vandag ook sê dat die Here is so ernstig, dat ek en jy in hierdie tyd nou meer as ooit moet vrugte dra, vrugte oplewer. En nie sommer net vrugte nie, ons moet veel vrugte oplewer, veel vrugte, baie vrugte dra. Ek kan oor en oor vir u sê, die belangrikheid daarvan om vrugte te dra. Maar as ek gaan nalat om u 'n bietjie verder te vat, om te help om die vrug te dra, dan gaan dit verkeerd wees teenoor u. Dit gaan 'n onreg wees. Ek is 'n prediker nou al vir plus oor die 20 jaar as ek 'n prediker, en ek roem nie daarin nie. Maar oor die jare het ek het sekere dinge geobserveer, ek het met mense, baie mense, oral het ek geconnect en ons het 'n gemeente, pragtige gemeente vir Santa Clara en die Here maak my vrou bevoorreg om in mense se lewens te saai die woord, te bedien. Actually, we are dealing with destinies en ek het gekom by die plek van alle nou, in hierdie tyd, in ons gemeente, maar ook hier op Kruiskyk wil ek het noem, daarom praat ek daaroor, dat waar daar dierbare kinders van God is wat, man, jy's regtig genuine met die Here, maar daar certain goed wat ons nalaat, en ek het gepraat oor hierdie 4 groepe mense, ek gaan nou die 4 een praat, 4 scenario's, en ek het ontdek dat elkeen van ons kom een of ander tyd, waar ons by hierdie groep is waar die saad word gesaai die woord, en het val langs die pad. Ons verstaan het nie. Maar ek het ook vir gehelp wat ons daar doen. Die ander plek is die plek wat in rotsagtige dele geval, die saad wat daar geval het. En dan was dit die een wat in dorings geval het. En dis die ding wat ek wil sê. Ons kom by tye wat ons deur hierdie verskillende plekke gaan. Maar die Here wil hê ons moet dit oor en oor met ons gebeur nie. God wil hê ons moet by hierdie plek uitkom wat ek vandag met u oor gaan praat. En ek wil graag jy moet saam met my blaai na Matteus hoofstuk 13. Ons gaan weer daar uitlees, want dit is waar die Here wil hê ons moet wees. Kyk gou wat sê die woord hierso in vers 8. Ekskuus tog, kom ons gaan na versie, ja, ek gaan net die skrif hier kry, versie 23, ekskuus, ek het nou amper verloor. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. Ek praat oor die persoon, die groep mense, wie by die goeie grond gesaai is. Nou ek gaan u sommer reguit sê, dat die goeie grond, hierdie grond is die mense of die persone wat die grond voorberei het. En wat is die grond? Wat sy hart voorberei het, wat verantwoordelikheid gevat het, wat tyd ingesit het, wat opofferings gemaak het, en so kan ons aangaan. Dit gebeur nie van self nie. Ek gaan nie terugvat na die tuin van Eden. Die Here sit die mens in die tuin, 'n wonderlike lewe gee God vir die mens. Alles wat hy ooit sal nodig het, is in die lewe opgestel wat God hom gee. En ons verwys dan na die tuin van Eden. Maar hoor wat sê die Here vir die mens. Hy sê bewaak en bewerk die tuin. Niks gebeur van self, ons weet dit. En is dieselfde wat gebeur as dit kom by die woord van God. Ek en jy het, nadat ek die woord gehoor het, lê en rus die verantwoordelikheid nou by my. Ek moet met die woord hardloop. Ek moet seker maak ek verstaan hom.
as ek nadat ek hom gehoor het, en dan moet ek maak soos wat die profeet Habakuk skryf, hy sê, die een wat dit sien, gaan met dit hardloop, want die visie is nie vir nou nie, maar het wys nog na 'n tyd wat gaan kom. Baie kere as die woord wat God jou nou gee, gaan eers oor 3 jaar in vervulling kom. 5 jaar. En ons kan aangaan. Dis nie altyd dat die woord nou gebeur. Ek praat nie net oor die woord wat ons spreek op 'n Sondag nie. Ek praat baie kere ook van die profetiese woord. Ek praat van die woord van wysheid. Ek praat van die woord van kennis. Die woord, die instruksie wat die Here ons gee. Ek moet hom hoor en verstaan. Ek moet hardloop met die woord. Ek het 'n verantwoordelikheid om my hart voor te berei. Ek weet nie wat ons doen, ek het baie kere gesien in die ou tyd, toe ek nog opgeskoot was, dan sal ek sien my pa het altyd in die oggende, en ek wil net 'n voorbeeld maak, Sondags wat Sondagoggende, dan het hulle eers gebid, en voordat enigiets gedoen word, want is vir oggenddiens, maar wat was al die gebid voor? As iemand wat sy hart voorberei, want wat het nou miskien Saterdag het daar iets voorgeval, of die week het dat ding gebeur, nou moet ek my hart voorberei, want ek moet die woord van God ontvang, en ons kan hom verder vat elke dag, want ons kry net in die kerk 'n woord nie, God kan my teen die pad 'n woord gee deur iemand, so dit beteken familie, ons het 'n verantwoordelikheid om ons harte voor te berei, dag vir dag, oomblik vir oomblik, so wanneer die saad gesaai word, dan val dit op goeie grond, 'n hart wat voorberei is, 'n hart wat omgedol is. Jesus of die tuinier, die gelykenis van die tuinier, en kom ek sê, die baas van die tuin, en hy sê, hierdie vyeboom dra nie, kom ons kap hom uit. Hy het sy tyd gehad, en die tuinier tree in, en die tuinier sê, my Heer, kom ons gee hom nog 'n tyd, kom ons gee nog 'n kans, ons gaan hom omdol, ons gaan omspit, en ons gaan weer water gee. Jy sien, en dis presies wat moet gebeur, in ek en jou se geval, ek het 'n verantwoordelikheid, om te dol, my hart om te dol, om my hart te bewerk, om my hart te bewaak. Kyk wat het gebeur in die tuin, toe daar nie bewaak was nie. Toe kom die Satan in die vorm van 'n slang. En die woord word verstik deur die sorge van die lewe. Die woord word verstik deur die verleiding van die rykdom. Ons het 'n verantwoordelikheid. Jy sien, kyk gou net na, kom ons kyk gou vandag na Spreuke 12, baie interessante skrif, vers 24, en dan hoor ons wat sê die woord van die Here vir ons daar. Ek hou so, hierdie woord bemoedig my. Hy sê, Spreuke 12, 24, die hand van die vlytiges sal heers, maar traagheid lei tot dwangarbeid. Sjoe, dit is 'n sterk woord, dit is 'n kragtige woord. Die hand van die vlytiges sal heers. Daai woord vlytig beteken, hy wat ywerig is, hy wat insit, wat die werk doen, hy wat nie sloer nie, hy sal heers, hy sal die posisie of die plek betree, waar hy heers oor die aarde. Hy sê, maar die traagheid, die een wat traag is, dit lei tot dwangarbeid. As ek nou nie die werk insit nie, as ek nou nie die verantwoordelikheid vat nie, as ek nou nie ywerig is nie, as ek nou nie vlytig is nie, en ek laat toe dat traagheid my beheer, dan gaan ek oormôre in dwangarbeid wees. Met ander woorde, ek gaan moet dinge doen in 'n stadium van my lewe, wat ek nie hoef gehad het om te doen nie, as ek maar net op 'n sekere tyd vlytig wou gewees het, as ek maar net op 'n sekere tyd van my lewe ywerig genoeg was, as ek maar net op 'n sekere tyd van my lewe die werk ingesit het wat ek moes ingesit het, as ek maar net op 'n sekere tyd in my lewe die opofferings moes gemaak het wat ek daai tyd moes gemaak het. As ons hierdie goed in plek kry, familie, dan sal ons nooit onder dwangarbeid kom nie.
En ons kom weer by die punt wat sê, dat koop die tyd uit, want die dae is boos. Ek kyk vandag, kan ons in ons eie lewe gaan kyk, hoeveel vrug is in my lewe, van God se goedheid, of die voorsiening van die Here, die wonderwerkende krag van die Here, die hand van die Here wat sigbaar is, deur vrug in my lewe, die vrug praat van die bewys. Hierdie dinge kan alleen gebeur, want ek en jy se hart voorbereid is, en daardie voorbereide hart, praat van goeie grond. Jy sien, daar's 'n ryk beloning vir die een wat vlytig is, 'n ryk beloning, a rich reward for the one that is diligent, die een wat ywerig is, maar die traag persoon, die een wat never mind is, die een wat, hy voel net goed omdat hy in die diens is, as vir hom 'n plig, as vir hom iets wat hy kan afmerk vir die week, wat hy goed gedoen het, as dit net daaroor gaan, kan ek u beloof, daar sal nie veel vrug wees nie, en het kan kom dan op 'n plek waar jy onvrugbaar is. En wat gebeur met die onvrugbares? Jesus sê in Johannes 15, nou ek praat oor die goeie grond, maar ek wil ook vir u wys, die ander kant, want ons wil by die goeie grond uitkom. Hy sê dat wat gebeur met die een wat nie vrug dra nie? Hy word uitgespit, soos in die geval wat gedoen was met die vyeboom. Hy word in die vuur gegooi. Ons gaan nie daaroor uitbrei nie, maar die Here sê, hierdie een is useless. As 'n sterk word, ek weet. Dit beteken eintlik met dit in Afrikaans, hierdie een is onbruikbaar. Dis al. Hoe sterk het ook al klink, maar dis wat die Here sê. Dit beteken, ons kan niks doen met hierdie een nie. Daar's geen vrug nie. En so die Here is agter die vrug, familie. En hy help ons om te verstaan, hoe om die vrug te dra. Ons het deur hierdie scenario's gegaan. Ons het deur hierdie voorbeelde gegaan, waar daar nie vrug was nie. En ons kom nou hierso by die een, die goeie grond, die een waar die vrug opkom, is of 100voudig, of 60, of 30. Kom ek vat gou die voorbeeld, u ken die voorbeeld van Jakob, of is dit Isak, skies toch. En is hier in hierdie spesifieke land Gerar, en daar was 'n sterk hongersnood, maar die Here gee vir hom 'n woord, luister mooi familie, die Here sê vir hom, moenie weggaan van hierdie land af nie, bly hier, ek gaan my eed vervul, wat ek jou vader beloof het, ek gaan my woord in vervulling bring, ek gaan jou voorspoedig maak, ek gaan jou seën in hierdie land, bly hierso, kyk wat maak Isak, en Isak in dieselfde jaar wat hy die woord van die Here ontvang het, onthou hy die woord gehoor, hy die woord verstaan, in dieselfde jaar het hy gesaai in die land, en die Bybel sê, hy het 100voudige oes opgelewer, het hy geontvang van die saad wat hy gesaai het, en het gaan verder, dit stop nie daar nie, en die woord sê, en die Here het hierdie man groot gemaak, God het hierdie man ryk gemaak, dat selfs die inwoners, die landsgenote van die land wat hy in was, onthou, hy was 'n vreemdeling in 'n vreemde land, en op grond van 'n woord van die Here, ek wil jy vandag sê familie, verstaan jy nou, hoekom die vyand agter God se woord is op jou lewe? En Isak vat hy woord, en hy sê, ek gaan met hierdie woorde hardloop, dis 'n profetiese woord, dis 'n woord wat ek uit die mond van die Here gekry het, te midde van die omstandighede, ek het die woord gehoor, ek verstaan die woord, en hy vat die woord, en hy werk met die woord, hy vat verantwoordelikheid vir die woord, en die Here maak hierdie man ryk, die Here maak hierdie man groot, die Here gee hierdie man invloed. Ek wil hê jy moet die prentjie begin sien, dat wanneer ons se hart voorberei is, wanneer die woord in goeie grond geval het, dan maak God van jou, wat jy nog nooit oor gaan gedroom het nie. Die Here sê vir Abraham, vat jou kinders, vat jou, gaan uit jou familieland, trek uit hierdie familieplek, en ek gaan jou 'n seën maak. Hy sê, ek gaan jou naam groot maak, Abraham. Jy sien, ek en jy hoef nie vir ons 'n naam te gaan maak nie.
Want as ek vir my 'n naam moet maak, dan sal ek daai naam in stand moet hou. Maar wanneer die Here my 'n groot naam maak, dan is dit God wat verantwoordelik is vir daai naam. En dit is my verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees aan God se woord. Ek wil iemand vandag help. Isak, op grond van een woord, word sy lewe te midde van swaar omstandighede, wat in daai huidige wêreld geheers het, maak God daai man invloedryk. Weet jy dat die Here hom so invloedryk gemaak, so geseën gemaak, dat die mens het gevoel, jy's te groot vir ons. Ons kan nie in teenswoordigheid staan nie, ons lyk stupid. Ons lyk stupid in jou teenswoordigheid. Sê iets wat Isak gevra het nie, maar hoe die Here 'n mens kan oplig. Ek wil vir iemand vandag sê, het maak nie saak waar jy is, jy broeder, suster, vriend, luisteraar, hoorder, het maak nie saak waar jy nou is nie. Maar ek sê vandag, wanneer ek en jy die woord gaan hoor en verstaan, as ons hierdie woord die fondasie van ons lewe gaan maak, as ons gaan werk maak en verantwoordelikheid vat vir God se woord en verantwoordelikheid vat vir ons harte, daarom sê die woord, die Here leer ons, hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit kom die oorspronge van die lewe. Dit is 'n verantwoordelikheid. Ek kan nie vir die Here sê, Here, bewaak my hart nie. No ways. Dis my verantwoordelikheid. Adam, Eva, bewaak die tuin. Dis julle verantwoordelikheid. Bewerk dit. Hoor wat sê Dawid op 'n stadium. Hy sê, ek het u woord in my hart bewaar, sodat ek nie teen u kan sondig nie. Dawid het verantwoordelikheid gevat. Ek wil vandag vir 'n man sê, ek wil vandag, meneer, ek wil u vandag met die liefde van God wil ek u aanmoedig. Vat verantwoordelikheid. Jy's dalk vandag op 'n plek, jy kyk, jy luister na hierdie boodskap op jou foon en jy dalk weggestap van jou familie, want die dinge te veel geword. En ek is hier om jou te veroordeel. Jy sit dalk vandag ergens in die Noord-Kaap en jy het weggehardloop van alles en almal wat jou ken. Maar jy weet dat God is nie klaar met jou nie en die Here is gedurig deur sy gees praat met jou. Ek wil vandag vir u aanmoedig, vat verantwoordelikheid. Gaan terug na jou vrou toe, gaan terug na jou huis toe, neem verantwoordelikheid op. Het is nie oor as God nie sê dis oor en verby nie. As jy die woord van God hoor vandag, en jy maak dit jou eie, I can guarantee you now, I promise you in no time, God kan jou situasie net so omdraai. Jou omstandighede kan net so hand omkeer, kan dit draai. Maar dit gaan begin, dat ek en jy ons hart moet reg kry. Dis nie God se verantwoordelikheid nie. Ons moet ons hart, of nie ons moet ons harte reg kry. Ek glo iemand hoor vandag, wat die Here sê. Ek het agtergekom, dat wanneer dinge teen my kom, wanneer dinge teen my opstaan, wanneer het vir my voel, die bose is losgelaat oor my lewe, dan neem ek dit nie persoonlik op nie. Wanneer ek baie daar voel, dat lyk dinge werk nie, en ek weet, dit is nie natuurlik nie, dit is nie sommer net so nie, dan neem ek bring my by die plek, dat ek vir myself sê, hierdie ding, gaan ek nie persoonlik vat nie. Want ek het begin verstaan, dat die bose, die Satan, die vyand, is agter God se woord, op jou en my se lewe. Daar's 'n profetiese woord oor jou lewe, wat in vervulling moet kom. En dit moet spoedig gebeur, van die tyd loop uit. Liewe meneer, mevrou, jongman, jy wat ingeskakel is vandag, die Here is getrou, man. Hy is nog dieselfde Jesus, yes. Die Here sal jou nooit begewe verlaat nie. Die Here is aan jou kant, God is vir jou. Daar is hoop, daar is uitkoms. Ek wil afsluit. Daar is 'n uitweg. Die uitweg is om God se woord weer aan te gryp. Wat het God nog vir jou laas gesê?
Kom ons gaan terug na die plek toe. Wat het God nog laas gesê? Kom ons gryp die woord aan. Ek herinner my elke dag, ek sluit af. Dan herinner ek my aan die woorde van die Here. Nie net in die Bybel geskryf nie, maar persoonlike profetiese woorde. Beloftes wat die Here vir my persoonlik gemaak het. Soos nog van vanoggend het ek my herinner wat die Here vir my gesê het. En ek glo juist vandag het jy iets van die Here ontvang. Daar's 'n nommer op die skerm. Dis 'n WhatsApp nommer, jy kan ook na die nommer toe bel. Ons wil met jou partner op hierdie pad. En jy is baie meer as welkom om saam met ons te partner. As jy dalk ook 'n finansiële bydrae wil maak, asseblief doen dit, by all means. Maar ons is hier om saam met jou te stap. En as jy iets wil hoor, of as jy iets wil verneem, as jy wil hê ons moet uitkom, jy's dalk 'n pastoor, jy's 'n prediker en jy voel dat jy het ondersteuning nodig, asseblief kontak ons gerus. Ons is 'n span en ons kom gerus en as dit die wil van die Here is, dan maak ons plan en ons reik uit. Maar ons bid vir u. En asseblief deel met ons jou gebedsversoeke, maar ook die deurbrake wat jy ontvang het, die oplossings wat gekom het, die antwoorde, die bemoedigende dinge. Deel dit met ons, ons wil saam met u bly wees. Elke donderdag aand om 9 hier op Kruiskyk is ons encounter saam met jou. En 'n herhaling van die donderdag aandprogram is elke Vrydag, die volgende dag om 11:30. Ook op die YouTube, jy kan indruk Desmond Berry Encounters en jy sal al die preke daar kry. Dalk sal dit helpvol wees as jy ook die datum van die spesifieke preek ook indruk. Ek weet jy was bemoedig. En ek sê dit soos ek altyd sê, jy's geseënd. Tot volgende week. Amen.